Die een ding wat mense in die ewigheid gelowig is, by God in die ewigheid kan hulle posisie wegneem, hulle plek in die ewigheid. Dat is baie goed, ons kan oor baie goed praat. Maar ek wens, ons het meer tyd gehad om meer daaroor te sê, maar ek wil vanmôre, ek weet hier's mense wat sit, weet waarvan ek sal praat. Die een ding wat jy uit God se ewige teenwoordigheid kan haal, is die feit dat jy met goed loop, wat jy nie mense vergewe en vryspreek. As God my jammer kry en my vergewe, dan sê hy, moes jy nie jou mede-amptenaar, Matteus 18, jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie. En het sy amptenare geroep en gesê, gooi hom in die gevangenis en hy sal daar sit totdat hy die laaste sent betaal het. En dan staan daar, en die koning het hom oorgegee aan die pynigers, totdat. Kerk van die Here, ek ervaar in my gees vanmôre, terwyl ek vroeg gebid het, dit was glad nie deel van dit wat ek beplan het nie. Ek wil vra dat mense nou, dat almal net die oë sluit. Kom ons sluit net almal ons oë. Jy weet, dit gaan nie net oor die feit dat jy jou posisie in Christus kan verloor as jy dit doen nie. Dit gaan oor wat dit doen in jou denke. Dit gaan oor dit waarmee dit jou besig hou, mense, wat jou besig hou in hulle denke, omdat jy nie kan klaarkry en kan vergewe nie, ongeag hoe seer hulle jou gemaak het, wat hulle gesê het, wat hulle aan jou gedoen het. Dit gaan oor, en dis waaroor ek vanmôre met jou deel is, dit gaan oor wat dit in jou liggaam doen. Elke mediese persoon wat kennis het oor hierdie goed sal vir jou kan sê met oorgawe, dat dit wat psigologies met ons gebruik het, het 'n effek in ons liggaam. En ek wil nie eers alles noem nie, ek is nie hier om 'n lesing te gee. En ek wil vanmôre bid. En ek wil jou nou vra, terwyl die Gees van God met jou praat. Vanmôre is 'n geleentheid, ons gaan na die tyd nagmaal gebruik. En dan wil ek jy moet op 'n plek staan waar God se Gees opnuut kan bevestig sy plan, sy doel, sy wil in jou lewe. Terwyl jy vanmôre net daar waar jy nou is. Ek gee nie om wie dit is nie, ek gee nie om hoe gering dit is nie. Al is dit net hierdie regering van ons land wat soms besluite neem wat ons almal raak en so intens benadeel. Maak nie saak wat dit is nie, 'n individu, 'n organisasie, jou ouers, jou familie, 'n vriend, jou man, jou vrou, jou wie ook al, as daar iemand is in hierdie plek wat vanmôre met sekerheid in jou hart weet, Here, ek loop nog met hierdie ding. Dit hou my besig. Ek dink daaraan. Van dit het al jare terug gebeur. Ander het onlangs gebeur. Die feit is, ek kry nie klaar nie. Ek maak my nie los van dit wat agter is nie. In die naam van die Here, ek pleit by jou. Dis waaroor ons gesing het vanmôre. Sy bloed spreek van beter dinge as die bloed van Abel. Abel se bloed het geroep na God vir wraak. Die bloed van Jesus roep vir vergifnis en genade en heling, genesing, herstel, 'n lewe, 'n toekoms, 'n regverdigheid, 'n geregtigheid waar God na jou kyk en jou sien deur die bloed van Jesus as regverdig, aanvaarbaar, heilig, sonder vlek of rimpel, in die naam van Jesus, ek pleit vanmôre by jou. Ek pleit by jou, as jy in enige opsig, enige onvergewensgesindheid, hoe gering teen wie ook al, nog dra in jou lewe, moenie daarmee vrede maak en sê dis nie oké nie. God kan jou nie vergewe nie. Die Here kan nie sy plan laat deurbreek nie. Hy kan nie doen in jou liggaam wat hy wil doen nie. Dis 'n trap van Satan en ek voel in hierdie oggend dat God sê, kom en staan op en sê, Here, ek kry klaar met dit. In die naam van die Here, ek pleit nou by jou. Moenie wag vir jou vrou, vir iemand langs jou nie. In die naam van die Here, as daar enige vorm van onvergewensgesindheid, jy sal sê, Herman, ek het nie haat nie, ek sê vanmôre vir jou, ek pleit by jou, as daar enige vorm van onvergewensgesindheid in jou hart is, staan nou op onmiddellik. Enige vorm, klein, groot, maak nie saak wat dit is nie. Die Gees van God gaan jou nou heel maak en help om los te kom van daai pyn, daai seer, want luister mooi, jy doen wat jy gedoen het tot nou toe, nie omdat jy nie wil nie. Dis omdat jou hart vir jou sê, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dat hierdie mense daarmee wegkom met dit wat aan my gedoen is nie. Ons vat dit vanmôre en ons gee dit vir die Here. Die wraak kom my nie toe nie.
Maar God sê, my kom die wraak toe. Luister mooi wat sê jou God en Pa. Hy sê, ek sal vergeld. As hierdie mens hom nie bekeer nie, as hierdie mens nie wegdraai van sy verkeerd nie, sal ek hom of haar of hulle vergeld vir dit wat hulle gedoen het. Maar jy gaan nie langer daai las dra nie. In die naam van die Here. In my gees weet ek, hier's nog mense wat twyfel en jy het argumente en jy soek verskonings hoekom jy dink jy het die reg om te voel soos wat jy voel. Jy het nie die reg om mense nie te vergewe nie. Jy het wel die reg om voor 'n God te kom staan en sê, hier is dit Here, ek gee dit vir U. Ek spreek vry. Ek kry jammer soos wat U my jammer gekry het. Ek maak my los en ek maak elke mens vandag los wat teenoor my gesondig het, oortree het, my benadeel het, my seer gemaak het, my verneder het. Ek doen dit in die naam van Jesus en ek stap uit hierdie plek vry vanmôre. Is daar nog een persoon? Is daar nog een persoon? In die naam van Jesus, ek eer jou, man, vrou, seun, dogter, ek eer jou voor God en ek verklaar in die naam van Jesus, jy sal nie by daai twee deure uitstap soos wat jy ingestap het nie. Dit wat God nou vanmôre in jou gees doen is, hy maak jou vry van hierdie las. Hy vergewe jou sodat jy in staat is om dit af te gooi, jouself los te maak van dit wat agter is. Jy gaan slaap. Jy gaan rus, jy gaan sien God begin goed laat deurbreek in jou lewe wat tot nou toe nog verhinder was en wat nie kon gebeur nie, omdat jy doen wat God sê jy moet doen en jy sal weet voor die Here, jy sal weet dat hierdie las van jou afval. Kom ons staan almal op, kom ons staan almal op. Here, dankie vir elke man en vrou en kind wat nou opgestaan het voor al hierdie mense en sê, ek is klaar met dit wat gebeur het gister. Ek gaan nie langer in hierdie gevangenis sit nie. U het die deur oopgemaak, my God, en ten spyte van dit sit ek in 'n gevangenis wat my doodmaak. Ek drink die gif en daai persoon gaan nie doodgaan nie. Ek maak hom haar los. Ek maak hulle los. Ek spreek hulle vry. Ek laat hulle gaan. I leave it. Drop it. I will let it go this morning. Dankie Here dat U vry maak, dat U gesond maak. Die bloed van Jesus spreek vanmôre van beter dinge as die bloed van Abel. Abel se bloed het gevra vir vergelding. Die bloed van Jesus roep uit verlossing, vergifnis, herstel, genade, lewe, genesing. En ek dank die Here dat elkeen wat vanmôre hierdie besluit geneem het en opgestaan het, sal dit wat sy of hy vanmôre nodig het, ontvang uit die hand van U, o God. Dankie Heilige Gees dat U nou in hierdie plek mense vrymaak van die las, van dit wat hulle saam gedra het, dit waarmee hulle denke besig gehou was, dit wat hulle net nie van kan af wegkom nie, soms op die mees ondenkbare plekke en wyses, kom hierdie goed terug, en word hulle weer daaraan herinner. Vandag, Here, lê ons dit neer aan U voete. Dankie dat U bloed ons vergewe, dat U ons reinig, Here, van elke en enige onvergewensgesindheid, elke vorm van bitterheid, en enige iets, Here, wat daar saam mee gegaan het. U maak ons los deur U Heilige Gees, sodat ons U kan dien met vryheid en met oorgawe. Dankie Here vir elke deur wat nou in die Gees oopgaan. En dankie Lam van God, dankie Heilige Gees, vir elke deur wat U toemaak en niemand sal dit weer oopmaak nie. In die naam van Jesus, ek maak jou vry. Ek maak jou los. Die bloed van Jesus reinig jou van alle ongeregtigheid en aan jou sonde en ongeregtigheid sal hy nie weer dink nie. En jy sal op die plek kom waar jy saam met Josef kan sê, die Here het my laat vergeet van alles wat my familie en almal wat naby aan my was, aan my gedoen het. En het my vrugbaar gemaak in hierdie land waarin ek verneder is. Here, ek bid nou vrugbaarheid en lewe en oop deure. Ek bid vir genesing in mense se siel, hulle gees, hulle diepste onderbewussyn, in hulle liggame, in elke dimensie wat hulle dit nodig het. Vir elke gemeentelid wat in hierdie plek staan, wat dalk nie opgestaan het net nou nie. Here, ek bid dat as daar enigiets is, Gees van God, dat hulle nou gehoorsaam en gewillig sal wees om te sê, Here, ek is een van hulle. Ek is een van hulle, ek hardloop weg. Ek stry hiermee. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, maar ek gee dit vir U.
Ek gee dit vir U. Dankie Here Jesus vir dit wat U nou in hierdie plek doen deur U kosbare Heilige Gees. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Here, dankie vir elke geestesoog wat U oopmaak. Ons sal nie mislei word met leuns van die vyand nie. Ons sal aan U gehoorsaam wees. Ons sal doen wat U sê ons moet doen, Here. Dankie vir elke hart, elke lewe, elke situasie wat U omdraai, wat U verander. En dankie vir elke mens wat U vanmôre plant in U, o God, sodat ons 'n vrugbare lewe kan leef voor U, ons God, ons koning en ons Here. Ons kies U woord, ons kies U waarheid en ons kies gehoorsaamheid aan U Vader. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.